Vader, vanoggend kan ons net kom en sê, You're an awesome God. There is none like you. Here, U is die groot ek, is die Alpha en Omega, die skoonroos van Saron, die lelie van die dale. En daar is geen ander God behalwe U nie. En vanoggend kom ons, Here, in ons buig en aanbidding voor U, en ons steek ons swakkant uit en sê, Here, sonder U is ons niks. Sonder U sal ons nooit iets kan wees nie. Heilige Gees, baie dankie dat ons welkom in U teenwoordigheid kan wees. Ons kan U nie welkom sê in ons teenwoordigheid nie, want ons is U nie waardig nie. Maar ons voel welkom in U teenwoordigheid vanmôre. Daarom wil ek net vra, Gees van God, soos daardie sagte briesie in die tuin van Eden toe, Vader vir Adam en Eva gesoek het, waai net vanoggend oor ons. Gees van God, come with your fire, come with your anointing, let your anointing flow. Here, want dis die salwing wat die juke breek. En ek wil vanmôre vra, Here, dat die salwing nou sal beweeg van sitplek tot sitplek, van persoon tot persoon. Gees van God wat heilig maak, en dat U by elkeen sal stil staan in hierdie môre. Here, want ons het U so nodig. En vanmôre kan ons uitroep en sê, we love you, Lord. Ons is lief vir U met alles wat in ons is. Ons is vanmôre hier, Here, met 'n verwagting, want U stel nooit teleur nie. U is nie 'n mens wat teleurstel nie. En vanmôre weet ons, Here, U sê wat twee of meer by mekaar is, daar is U teenwoordig. En ons kyk uit met 'n verwagting vanmôre om te eet van U tafel, om te ontvang uit U troonkamer uit. En Here, U kry die lof, U kry die eer, U kry die aanbidding, net U alleen. In Jesus naam. Die gemeente sê, amen. Kom ons gee 'n lekker lofoffer. Dankie, kan die sitplekke neem. Stem jy saam vanmôre, ons dien 'n awesome God. Daar's daar 'n paar amens. As ek nou gesê het, die leeu's het gewen die naweek, dan was daar 'n groter lawaai gewees. Lyk nie is baie leeu's in hierdie kerk vanmôre nie. Daar's daarom een, dankie Gert, ek waardeer jou. Dis hoekom ons boeties is. Hulle sê op 'n ligter noot dat die materiaal waarvan 'n blou bil trui gemaak is, daai materiaal waarmee jy kar was. Jy sien. Goed, ek gaan volgende met ons deel uit 'n kort skrifgedeelte, baie bekende gedeelte uit Josua 6 vanaf vers 2 tot 5. Josua 6 vers 2 tot 5. As jy die woord van die Here by jou het, laai saam met my soontoe. Josua 2 vers 5 tot 6. Vers 2, toe die Here vir Josua gesê, kyk, ek gee Jerigo met sy koning en dapper helde in jou hand. Jy moet dan om die stad trek, al die krygsmanne, trek die stad eenmal om, so moet julle doen 6 dae lank. En 7 priesters moet 7 ramshorings voor die ark dra. Maar op die 7de dag moet julle die stad 7 maal omtrek en die priesters moet op die horing blaas. En as hulle lang geluid op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef. Dan sal die stadsmuur op sy plek inval en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit. En as teksgedeelte wil ek stil staan by Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor jy kerk? Jy het vanmôre 'n hoopvolle toekoms. Ek gee nie om wat sê die mens nie, ek gee nie om wat sê jou vriende nie, ek gee nie om wat sê die media oor jou nie, ek gee nie om wat sê wie vir jou nie, dit is nie klaar met jou, voor God nie sê, dit is klaar met jou nie. Jy het vanmôre 'n hoopvolle toekoms. En ons almal ken die verhaal van Jerigo en hoe die mure geval het om Israel as in oorwinning te bring. En wil ek jou vanmôre 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie Jerigo. Ons almal lees hierdie mooi storieetjie in die Bybel van Jerigo en sy mure en ons besef nie werklik hoe daardie mure gelyk nie. Wanneer ons praat van 'n muur, dink ons dalk aan die betonmure om ons erf of die mure van hierdie huis of gebou hier buitekant, maar die Jerigo wat vir Josua en die Israeliete gewag het, was 'n vesting, 'n versterkte stad. Strategies het dit fisies die toegang tot die res van Kanaan en die beloofde land was, beheer, en geestelik was dit die sentrum vir afgodeaanbiddery. 'n 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 'n
Klink dit bekend vanmôre? Fisies was baie van die inwoners van Jerigo reusagtig groot en boonop goeie krygers gewees. Die Bybel sê Jerigo was 'n sterk vesting en menslikwys was die tydsberekening om die stad in te neem nie baie goed vir Israel nie. As ons kyk, normaalweg sou jy gesê het as jy in daai situasie was, jy het nie nou gedink nie. Jy wil hierdie stad inneem en dit was kort na die oes gewees en daar was genoeg kos in Jerigo gewees en het 'n standhoudende fontein binne Jerigo gehad wat permanent geloop het met volop water, so hulle kon hulle self beleer vir ten minste 2 jaar met die voet wat hulle ingehaat het. En hier kom Israel en sê nee, nou gaan ons hierdie stad inneem. En wat die stad byna onmoontlik gemaak het om in te neem was sy mure. Die stad was beskerm deur 2 stelle mure, het julle dit geweet? 'n Binnemuur en 'n buitemuur. Ons gaan kyk na die binnemuur. Hy was gebou bo op 'n klipfondasie wat op sigself 4.5 meter of 1,5 verdieping hoog was. Bo op hierdie muur was 'n moddersteenmuur gebou van 2 meter dik en 8 meter hoog. Die binnemuur was meer as 4 verdiepings hoog gewees. Onthou, daar was nie hyskrane of tanks daai tyd of dinamiet om daai mure om te skiet nie. Hierdie mure was hoog. Dit is die binnekant van die muur. En dan was daar 'n stuk dooie mansland tussen die binnemuur en die buitemuur. En ooit, indien jy deur die buitemuur sou breek, het daar 'n klomp boogskutters en soldate met spiese vir jou gewag en sou jou doodgemaak het as jy na die niemandsland in beweeg het. Die buitemuur volgens argeoloë gereken was van die grondvlak af maklik 8 tot 10 verdiepings hoog gewees. En dit was hierdie muur waarom Israel moes marseer vir 7 dae. Albei Jerigo se mure was teen 'n steil helling of opdraande gebou, so jy moes heeltyd opdraande beklei. Het jy nou al vir jouself gedink as jy vir 7 dae opdraande moet loop en dan weer afdraande in die warm son? Ons onthou, hulle het nie lekker aircon gehad soos ons. Hulle kon nie in hulle kar klim of op hulle baie klim om Jerigo ry nie. Hulle moes loop. Hulle het nie lekker skoene soos ons gehad nie, hulle het plakkies gehad. En ek dink daai woestynsand verniel bietjie jou ou se voete, veral as jy so baie loop in die sand. En net om na die stad te kyk, sou enige soldaat alreeds moedeloos gemaak het. Sonder die bonatuurlike hulp sou Josua en die Israeliete Jerigo nooit kon inneem nie. En hierdie Jerigo was fisiese struikelblok wat in die pad gestaan het van die Israeliete en wat hulle weghou het van die beloofde land. Dit bring dan die vraag vanmôre, wat het daardie Jerigo te doen met ons vandag, die 30ste Maart 2025? Wat het dit met ons te doen? Ons het karre, ons hoef nie te loop nie, ons het bikes, ons hoef nie te loop nie. Wil ek vir jou sê, jou en my lewe is vandag ekwivalent aan Jerigo van ouds. Daar's mure om ons lewe, om ons besigheid, om ons huwelik, om ons vriendekring, om ons kerk, wat ons weghou van die beloofde land, wat ons weghou van die volle potensiaal wat Christus het. Hoekom sê ek daar's mure om die kerk? Want jy sien, die breë kerk het vandag gesê, ek is 'n hoender op my eie mishoop. Elkeen wil sy eie ding doen, terwyl ons die liggaam van Christus is en veronderstel is om hande te vat en saam te werk. Dit was nooit die Here se idee toe die Handelinge Kerk gestig was, daar soveel verskillende denominasies moes wees nie. Ons is die liggaam en ons moet hande vat en ons moet saamwerk. Dankie, tog, daar's een amen. En elkeen van ons, almal wat ver oggend in hierdie kerk is, jy wat na die beeldsending kyk, ons het almal iets wat verhoed dat ons die volle potensiaal van Christus in ons lewe ervaar. Struikelblokke wat in ons pad staan vanmôre. En hierdie struikelblokke kan manifesteer in jou werk, in jou finansies, in jou bediening, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou kinders, in jou gesin. Hierdie struikelblokke manifesteer oral, in elke area van ons lewe. En ons het almal daardie iets wat ons net weghou van God se volle potensiaal. Ja, ons ervaar sy potensiaal. Ons ervaar sy hand in ons lewe, maar vanmôre wil ek vir jou sê, die Here het iets meer in stoor vir jou as wat jy het vandag. Glo jy dit? Sê gou 'n bietjie vir iemand, die Here het iets meer vir jou.
Want vanmôre het ek vir jou goeie nuus. Het jy al goeie nuus gehad vanmôre? Wie het goeie nuus gehad vanmôre? Is hierso. Prys die Here. En as jy nie goeie nuus gehad het, jy nog nie vanoggend jou Bybel gelees nie. So moet jy terug gaan en die nuusblaaie bietjie gaan kyk, né? Maar ek het goeie nuus vir jou vanmôre. Dieselfde God wat Israel gehelp het om Jerigo te oorwin, is vanmôre hier en hy wil jou help om jou mure te oorwin. Hy wil die dorp help om die mure te oorwin. En hy sal jou help in elke situasie. En verder kan ons net op God se woord staan. Waar hy vir ons sê in Jeremia 29 vers 11. Ons teksgedeelte, want ek weet watter gedagtes ek aangaan julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Glo vanmôre jy het 'n hoopvolle toekoms. Ek vang die ou langs in die skouer en sê vir my jy het 'n hoopvolle toekoms. Ons moet mekaar mos so 'n bietjie wakker skud hier in die kerk, nê? Onthou julle die ou lede in Christus kerk, dan kom hy pastoor by en gryp jou so in die kop en skud hy al daai spinnerakke uit jou kop uit. Het het tyd geword dat ons die kerk so, arme Donovan, daar word hy geskit. Maar dit het tyd geword, kind van God, dat ons so 'n bietjie geskit word weer en besef, daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms. Ek gee nie om wat sê die ekonomie nie, want die wêreld se ekonomie is nie my ekonomie nie. My ekonomie is Vader se ekonomie. Hy sal vir ons sorg in alles wat daar is. Maar meer as enige ander struikelblok het Jerigo tussen Joshua en die volk van God gestaan en hulle verhinder om die land in te neem wat God hulle beloof het. As hulle Jerigo kon vat, sou die res van self gevolg het. En dan die waarheid in jou en my lewe. Die Here wil vanmôre vir jou die koninkryk van die hemele 'n werklikheid maak. Sy heerlikheid wil hy 'n werklikheid maak, soos vir die Israeliete. Ek en jy moet hom net toelaat. En vanmôre is daar waarskynlik ook 'n Jerigo wat ek en jy moet oorwin. En om dit kan oorwin, moet ons begin by die begin. God het bonatuurlik ingegryp om die Israeliete te help om Jerigo in te neem. En hy's gewillig vanmôre om ook bonatuurlik in te gryp in jou en in my lewe. Maar, daar's altyd 'n maar, ons moet hom toelaat. En ons weet mos hoe werk dit, ons is mos macho ouens. Ons is sterk ouens, ons is plaasboere, ons is bikers, ons is slim mense. En as daar 'n probleem opduik, dan sê ons, Here, hier sy, en as Here se hand sê, ek sê hierdie ander helfte sal ek vat. Tyd geword dat ons stil word en sê, Here, ek kan hierdie fight nie fight as U hom nie vir my fight nie. Kyk net wat beloof hy in 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God, elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van die Here. Die skrif sê vir ons, ek en jy is toegerus met wapens. Ek en jy is toegerus vir die geestelike oorlog teen die vyand. My vyand is nie Johan of Donovan of pastoor Dani of Gert nie. My vyand is Satan en ons het 'n gemeenskaplike vyand. En as ons nie hande vat en saam staan en voor God kniel nie, gaan ons regtig nie hierdie vyand oorwin nie. Maar die Bybel sê, ek en jy is toegerus. Sê gou vir iemand jy is toegerus. Glo jy dit? Het laat my terugdink aan die ou weermag in Bosoorlog daar wat sê jy's nou ge-issue. So jy's ge-issue met wapens om hierdie geveg te wen. Ons het die regte wapens en die regte strategie gebruik. En die Jerigo's in ons lewe is vestings. Dit is sterk. Net soos die fisiese Jerigo's vir Israel sterk was. Het jy al gesit in 'n situasie jy so gegee en sê, Here, ek gaan dit nie maak nie. Ek weet nie meer nie. Ek sien nie kans vir môre nie. Maar dan kom hy sê, jy is toegerus. Jy het die wapens. En net soos Israel, gaan ek en jy 'n bonatuurlike optrede
van God nodig hê. Jy weet, ons werk baie met die sataniste en die okkulte en almal sê, ons soek supernatural power. Ons soek die bonatuurlike. Wil ek vir jou vanmôre sê, hulle hoef nie te soek nie. Julle jong mense wat hier is, jy hoef nie na 'n bonatuurlike krag te gaan soek nie, want ons dien 'n God van die bonatuurlike. Hy is die bonatuurlike. En ek sê nou vir jou, en daar seker mense wat kyk na hierdie livestream ook, ek sê nou vir jou, Satan is magtig, maar God is almagtig. God die Vader se krag ken geen perke nie. En ek kan vir jou vanmôre sê, as jy in die teenwoordigheid van die Here inbeweeg, gaan jy groter wonder sien, as wat jy in 'n sataniese coven sien of by een van daardie plekke. Want God het ons wel kragtige gewapens gegee om ons stryd te oorwin, maar voordat ons enigstens na hierdie wapens kan kyk om Jerigo te oorwin, het ons nodig om iets anders te doen. Ek en jy moet by die begin in ons lewe. Wat het Joshua gedoen? Die eerste ding wat Joshua gedoen het, was om op te kyk. Ons lees in die woord in Joshua 5 vers 13, terwyl Joshua by Jerigo was, staan hy sy oë op en kyk, daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het by hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyand? Joshua het opgekyk, met ander woorde, hy het sy fokus verskuif van die mure van Jerigo na iets groters. Hierdie man met die swaard. Wat jy sien, dit waarop ek en jy fokus, gaan ons oorwin. As ons fokus op ons probleme, as ons fokus op ons tekortkominge, gaan dit ons oorwin. Woord vir ons sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, deur Christus wat jou die krag gee. So hoekom wil ons fokus op ons probleme? Hoekom wil ons fokus op dit wat verkeerd is? Joshua was by Jerigo toe hy dit gedoen het. Met ander woorde, sy probleem was nie daar ver nie. Dit was hier, in your face. Dis waar jou en my probleem ook is. Hy's in jou en my gesig. Ons moet hom face, ons het nie 'n ander keuse nie. Jerigo het vir hom in die gesig gestaar, nogtans het hy opgekyk. En vanmôre moet jy dit nie mis nie. Jou Jerigo is ook so, hy's in jou gesig. Jou probleem is dalk vanmôre in jou gesig. Jy weet nie watter kant toe nie, kan die ding nie miskyk nie. Al probeer jy hoe hard. Dit vreet jou op, want dit is in jou gesig. En uiteindelik sal dit wat jou aandag kry, jou ook kry. Besef jy dit vanmôre? As ons vashou in ons tekortkominge, as ons vashou in ons teleurstellings, gaan dit jou onderkry. Dit gaan jou vreet soos 'n kanker. Dit het 'n manier om jou te verteer. Hoe meer aan die probleem dink en daarop fokus, hoe groter en meer oorweldigend word dit. Hoe moeiliker word dit vir om te kyk na enigiets anders. Maar kyk, Joshua het opgekyk en gesien. Dit beteken dat hy sy oë, sy aandag van Jerigo weggedraai het en sy fokus verskuif het. Wil jy nie vanmôre ook jou fokus verskuif nie? Van jou huidige lewe na die hoopvolle toekoms wat Jesus vir jou het nie? Ek het nie vir jou hoopvolle toekoms nie, maar ek ken die ou wat vir jou hoopvolle toekoms het en sy naam is Jesus. En as Joshua nie sy fokus verskuif het nie, sou Jerigo se mure nie geval het nie. En dit bring my by die vraag vanmôre, is jou aandag vanmôre so vas op jou Jerigo dat jy aan niks anders kan kyk nie? Staar jou so vas aan dinge wat verkeerd loop, jou tekortkominge. Ons het almal tekortkominge, ek gee nie om wie jy nie. Ons het almal tekortkominge. Maar staar ons so blind in ons tekortkominge dat ons nie verby kan kyk en op kan kyk en sien op die heuwel Golgotha is daar 'n kruis. Daardie kruis is leeg. As jy bietjie verby kyk, sien jy die graf. Die graf is leeg, want ons dien 'n opgestane Jesus wat jou en my mure wil laat val. Ek en jy moet hom net toelaat. En vanmôre wil ek jou challenge. Ons like wie hou nie van 'n uitdaging hier nie. Ek wil jou vanmôre 'n bietjie challenge. Kyk op. Kyk weg van jou probleem af. Verskuif jou fokus van jou probleem af na Jesus. Ons is so geneig om vir ons probleem of te sê, "Wow, jy's so groot. Here, kyk hoe groot is my probleem." En ons lê daar voor die Here en ons staan ons skerms soos Israel vanouds en sê, hierdie probleem, Here, dit, dat. Tyd geword jou probleem in die oë kyk en vir hom sê, "Weet jy hoe groot is my God? Weet jy probleem
my God is in beheer. En dan het ek en jy die autoriteit om vir hom te sê, jy gaan my niks maak nie. Dit laat my dink aan die tyd toe die Here my vrygemaak het van dagga en sigarette en goed, en ek het 'n pakkie Chesterfield oorgehou en so 'n paar dagga pitte daar in my bedkassie se laai gegooi, en elke oggend as ek opstaan, maak ek daai laai op en sê ek, nee, jy kan my niks doen nie. Tot my vrou met my beklei het en ek het die goed gaan brand. Ok, ons moet ook nou nie voor op die waar raak soos wat ek geraak het nie, want jy kan baie maklik val. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, jy is 'n oorwinnaar en die Here Jesus wil jou mure laat val. Maar voordat Jerigo se mure val, moes Joshua eers val. Besef jy dit? Joshua 5 vers 14. En hy dit is die Here sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Here vir Joshua, trek jou skoene uit, of trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig, en Joshua het dit gedoen. Dis 'n bietjie tyd dat ons die skoene van die eie ek uittrek en besef, as 'n heilige God, en sy naam is Jesus. Hy is die oorwinning, nie miskien nie, hy is die oorwinning. En Joshua het opgekyk, en hy het die man voor hom gesien met 'n swaard, en hy het gewonder, wie was hierdie man? Sy naam word nie genoem nie, maar hy word met 'n hoofletter geskryf. Hierdie ou was gevaarlik geweest, en hy was reg om te beklei. Wanneer ons die ou skrifte bestudeer, dan sien ons dat hierdie man 'n verskyning van Christus, die seun van God was. En as seun die tweede persoon in drie eenheid bestaan hy van alle ewigheid af en kan aan enige iemand enige oomblik kan verskyn. Besef jy vanmôre dat die Here kan nou in jou verskyn? Besef jy vanmôre dat die Here Jesus kan nou deur sy gees aan jou verskyn en jou probleme, jou Jerigo mure in 'n oogwink laat val. Die teoloë noem hierdie verskyning Christofanie, 'n verskyning van 'n pre-inkarnante Christus voordat hy vlees geword het en onder ons kom bly. En dit het tyd geword, kind van God, dat ons weer daardie verskyning van Jesus soek in ons lewe, in ons kerk, in ons selgroepe, in ons besigheid, in ons huwelik, in ons vriendekring. En Joshua kry nie die antwoord wat hy gehoop het nie. Toe hy vir die man vra, aan wie se kant is jy? Aan ons kant of aan sy vyand se kant? Kom die antwoord, nee, ek het gekom as bevelvoerder van die leer van die Here. En Joshua het gehoop dat hierdie man gekom het om hom te help in sy geveg teen Jerigo. Maar nee, dit is nie wat hy gekom het om te doen nie. Hy het nie gekom om Joshua te dien nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, ons kan nie die maand nie. God is nie daar om jou en my te dien nie. Ek en jy is daar om hom te dien. Het het tyd geword dat ons weer besef wie en wat hy is. Wat die man eintlik geantwoord het, wat Joshua eintlik moes gehoor het, is vergeet aan wie se kant ek is. Die regte vraag moes gewees het, Joshua, aan wie se kant is jy? Aan wie se kant is ek en jy vanmôre? Verder sê man, ek het nie gekom om myself tot jou beskikking te stel sodat jy my kan gebruik om jou agenda te bereik nie. Ek is hier om my agenda te bereik. Ek wil jou tot my beskikking hê. Jy's nie meer in beheer nie, Joshua. Ek die opperbevelvoerder is. Het ek en jy al op daai punt gekom wat ons sê, Here, U is in beheer in my lewe. U neem die besluite in my finansies, in my huwelik, in my besigheid, in my verhoudings, in my waar ook al. U is in beheer. En hierdie antwoord het ou Joshua aan sy spore gestop en hy het besef, hy het die verkeerde vraag gevra. En dit bring my by die vraag vanmôre, wat van jou en van my? Het ons die Here God al gevra om vir ons te veg en ons te help met die Jerigos in ons lewe? Kom ons kyk hoe reageer Joshua op die antwoord wat hy gekry het. Joshua 5 vers 4. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Joshua het op sy gesig geval. Met ander woorde, het hy totale oorgawe gemaak. Het ek en jy al werklik 'n totale oorgawe vir Christus gemaak? Of as hinker ons nou maar, hink bietjie so op twee gedagtes.
Een voet bietjie in die wêreld en die ander voet bietjie in die kerk. Waar staan ek en jy vanmôre? En sy vraag verander van, is jy hier om my te help, na, wat kan ek doen om u oorwinning te laat opereer in my lewe? Het die tyd geword, kind van God, dat ons besef, ons kan nie die maand nie. Ons moet daar wees en Jesus toelaat om die geveg vir ons te veg. Jou Jerigo is voor jou. Christus die opperbevelvoerder van die Here se leer is hier. En jy het gebid, Jesus, help my om hierdie probleem op te los en dit reg te stel. Maar ons het gebid om dit op te los soos wat ek dit wil hê. En vanmôre moet ek en jy ons gebed verander na die Here en sê, vergewe my Here, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Dis 'n eina 1. Hierdie is nie 'n amen nie, dis 'n eina 1. Nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Here, ek wil dit, ek wil dat, ek wil niks, u wil in my lewe. Neem my Jerigo, u sal die mure laat val. Los u dit op soos u goed vind. Leer en gebruik my Here om u doel te bereik. Wil ek vanmôre vir jou sê, elkeen wat hier sit, van Dian af regdeur agterom tot weer by hom, die Here het 'n doel met jou lewe. Sê gou vir iemand, die Here het 'n doel met jou lewe. Jy sit dalk vanmôre hierso en baie keer wonder jy, wat is my doel in die lewe? Vanmôre wil ek jou sê, die Here het 'n doel met jou lewe. Ons gaan volgende week begin met 'n reeks hierso oor wat jou doel is en wat die Here van jou en van my verwag, wat Christus vir ons gaan bring. En ek wil vanmôre vir jou sê, elkeen het 'n doel. Niemand is uitgesluit hierso nie. Die Here kyk vanmôre nie na jou bankrekening nie. Hy kyk nie na jou status in die gemeenskap nie. Hy kyk nie na jou titel nie. Hy kyk nie na wat se kar of wat se baadjie jy ry nie. Hy gebruik jou net soos jy is, mits jy gewillig is. Ek en jy moet gewillig wees. En dit is dan ook die doel van vandag se diens, om die mure wat om jou gebou is, wat jou verhoed om die volle potensiaal van God in jou lewe te bereik, te laat val. Jerigo mure in jou lewe, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou finansies, in jou dorp, of watter area daar ook al 'n muur gebou is. Dit is die doel van vandag se byeenkoms reg oor die land, is om daardie mure te laat val, sodat elkeen wat hier is vanmôre die volle potensiaal wat Christus vir jou het, kan betree. Wil jy graag daai potensiaal betree? Of is jy gelukkig soos jy is? Ek dink by my is baie ruimte vir verbetering. Ek is die eerste ou wat sê, Here, ek slip op, ek skiet tekort. By my is baie ruimte vir verbetering. Maar vanmôre sê Jesus vir jou, ek is hier. Kyk op, sien my, ek is oorlogsgereed. Die swaard van die Gees, die woord, is jou beloftes. Ek is daar vir jou oorwinning. Wat is daar vanmôre wat tussen jou en my staan om God se volkome potensiaal en heerlikheid in ons lewe te ervaar? Wat se muur is daar opgebou? Baie keer bou ons self mure op. Die vrouens is nogal 'n boffin daarin, veral as hulle seer kry, bou hulle mure om hulle hart, maar die manne ook. Moenie manne uitsluit nie. Ons praat vandag van die vrouens, maar ons manne het ook maar net sulke klein hartjies en ons bou ook vandag 'n muur om ons as ons seer kry. Maar wat se muur het Satan vanmôre om jou en om my lewe gebou, wat ons verhoed om God se volle potensiaal in ons lewe te kry? Is dalk dit vanmôre dalk siekte? Is dit dalk verslawing? Is dit dalk moedeloosheid oor jou situasie? Dalk jou huwelik? Jy voel dalk vanmôre, as jy kyk na die huwelik uit. Vanmôre wil ek jou sê, hier wil jy bly, want die Here het julle saamgevoeg. En wat hy saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. So moenie sê, hier wil ek uit nie, hier wil ek bly. Want die woord van die Here sê, as jy met 'n vrou omgang het, moet jy met daai vrou trou en jy moet by haar bly. Hy sê nie gebruik haar en los haar nie, sy's nie 'n vaardoek of 'n spaarwiel nie. Selfs met 'n man. Miskien is dit jou besigheid. Miskien
Is daar net 'n muur om jou gebou van seer kry, van swaar kry wat vir baie jare afkom? Miskien is dit daai muur van 'n voorval wat gebeur het toe jy 'n klein dogtertjie was, wat jy om jou bou en wat Satan vir jou sê, jy's nie goed genoeg nie. Kyk na jou gisters. Miskien, Satan herinner my baie aan my verlede. Eendag sê hulle my volle getuienis hoor, dan sê hulle hare dalk regop staan soos Bart Simpson, en hy het my baie diep gaan uithaal. En ek's gedurig in 'n stryd om te sê, ek het nie 'n verlede nie, want dit is gewas deur die bloed van Jesus. Ek het 'n toekoms, 'n hoopvolle toekoms, maar Satan, ek wil jou herinner, jou toekoms is die ewige vuurput van die hel. Jy is oorwin. Die sleutels van die doderyk is afgeval. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, en ons sluit hiermee af, ongeag wat die mure is, wat rondom jou gebou is, wat jou verhoed om God se volle potensiaal in die lewe te bereik. Die Here sê vanmôre vir jou, neem daai vesting in. Vertrou my dat daardie mure val. Vertrou my vir 'n deurbraak vanmôre in jou lewe. Kan ek vir jou deurbraak bring? Verseker nie. Kan pastoor Dani vir jou of Gert of wie ewer ook al of pastoor Christo vir jou deurbraak bring? Verseker nie. Maar ek ken die man met die purperkleed en sy naam is Jesus. Hy wil vanmôre vir jou oorwinning bring. Hy wil vanmôre daardie mure laat val. Hy wil vanmôre jou na die beloofde land van sy volle potensiaal vat en vir jou sê, kom my kind, ek is jou oorwinning. En ek wil ons dit vir 'n oomblik ons oë sluit en as Christo net vir ons bietjie musiek kan opsit en ons raak so 'n bietjie stil en vra vir jouself, is ek regtig tevrede met my lewe? Bereik ek regtig die volle potensiaal van Christus in my lewe? Is daar vanmôre 'n muur in my lewe, Here, wat moet val? En as jy vanmôre voel, Here, voor ons uit